Dis kom ons volgende hier is, to worship your holy name. You are the only one worthy of worship. Vader, ons bring volgende alle eer aan U, vir wat vandag hier gebeur. Vader, ek vra dat U my lippe sal seën en sal salf, dat ek slegs die waarheid sal praat, uit U hart uit U troonkamer uit, tot elke persoon hierso, se hart. Bless ons volgende Vader, in alles wat ons mag doen, en ons bid in die gesagsnaam van Jesus Christus. Amen. Okay, die bomsquad, jong mense, tieners, volg af vir Jean-Claude, hulle gaan julle lyn na waarde, hulle gaan pret hê. Ricardo, jy is bietjie oud daarvoor. So kom ek vertel vir julle 'n bietjie 'n triek. Wie van julle het volgende lekker gesing? Ek het dit geloof. Hallo. Amazing. So ek is mos maar ou skaam teruggetrokke ouetjie van nature. En ek het so redelike passie vir die Here worship. Maar ek net gaan my blaaie kry. Kan. Daar is hy. Nie daai ene nie. Daai ene. Daar is hy. Dat ek my notas ook. En ek kom toe eendag agter. Ek love it om te worship. En ek love it om te worship dat my keel seer is na die tyd. Maar as ek klaar geworship het dat my keel seer is daar redelike swaai spasie van my arms rondom my. Soos dit mense 'n bietjie weggeskuif het. Jy kry ouens wat sing in jou. Ek sing in steur die ou. Dis om ek begin het om hier voor naby die speaker te sit. Want ek daar voluit worship. Sukkel my vrou om my te hoor. Want ek staan naby die speaker. So, net 'n triek. As jy hou van worship en jy sing en jy die kwaliteit stem soos ek, dankie Here vir filters in die hemel. Sy. Waar is die res? Sy. So, eerste vraagie vanoggend. Wie van julle het vanoggend gekom om deel te neem in die diens? En wie van julle het vanoggend gekom om te kom sit en luister? Okay, kom show of hands. Wie het gekom om te sit en luister? Eerlik, eerlik is eerlik. So wie het gekom om deel te neem in die diens? Daarom die meerderheid, so ek is daarom in die regte plek volgend. Julle gaan nou sien hoekom. Ons gaan bietjie Ricardo. Sit boeboe, sit. Die groot vraag wat die wêreld altyd vra, is hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wie van julle kan vir my sê, wat is Jesus se hoofdoel op aarde gewees? Ons te red, dis een van die doele, maar hoe te ons kom red? Okay, wie nog? Ricardo, vat vir mense aan mic, ek kan hulle nie hoor nie. Daar sê hy aan. Afriana. Vir wie? Okay. To take all our sins and diseases upon him so that we can be free. Wie nog antwoord? Hierso? Jana? Soos wat ons kerk sê, hy het gekom vir die siekes en nie die gesondes nie.
Dis een van die redes, maar wat is die hoofrede? Vir die ene. Nog ene, ja. Hy het die vloek van die sondes kom elimineer. Sê weer? Die vloek van die sonde kom elimineer. Vloek van die sonde, net ek nader aan die ken. Vloek van die sonde geëlimineer. Okay. Wie nog? Shane, wil jy praat? Okay, laaste ene. Well, okay, dan nog ene. Shane is die laaste ene, okay. Ek's tweede laaste. Ek dink weer, hy het aarde toe gekom in 'n menslike vorm, sodat niemand van ons kan omdraai en sê, ja, maar hy weet nie waarvan ons praat nie. So hy het presies kom ervaar wat ons as mense ervaar. En nou kan ons met hom, nee, ons kan nie met hom assosieer nie, maar ons weet, hy weet presies waardeur ons gaan. So, ons verhouding met die Here kan dan op 'n beter plek wees, as dit sin maak. Daar is een van sy metodes, baie waar, maar dis een van sy metodes. Shane? Nie dat ek my hand opgesteek het nie, maar okay. Ek glo hy het gekom om ons die show us the way and the truth, vir ons die weg en die waarheid te kom wys. Dis 'n metode. Okay, kos. Nee. Jy het gesê dit was die laaste. Wat het in die begin gebeur? Wat in Genesis 1 gebeur? Nee, dit was Genesis 3. In Genesis 1 het God alles geskape, perfek. En hy het gesê, ons maak die mens in ons beeld. Okay? Ek kan sien, hy het van ons anders gepleister as ander. Hy het my, wel, ek nie pens nie, die dame wat my klere strek, doen dit oor 'n Weber. So, in God se perfektheid toe ons gemaak het, of Adam en Eva gemaak het. Dan vertel dit, dan gaan ons aan na vers, na hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Hoofstuk 2 en 3 praat hy van, hy het in die aandlig saam met Adam in die tuin gewandel. So close was daai perfektheid, dat God, die Vader, die skepper van die heelal, die manier hoe dit geskryf is, skep die indruk van elke dag, saam met hom in die aandlig, in die laatmiddag, in die tuin van Eden gaan wandel het. Nou, daai doen jy net met iemand met wie jy 'n seriously close verhouding het. Ons ken die storie, die duiwel het nie daarvan gehou nie, hulle het die appel geëet en nie die slang nie, en daar het sonde ingekom. Wat gebeur toe? Ons word toe geskei van die Vader. En hoe maak jy daai reg? As jy met iemand vir wie jy lief is, kwaad is, nie meer op 'n goeie voet is nie, om daai te kan regmaak, moet jy reconcile. Enige iemand wat in berading is of in ministry sal vir jou sê, as 'n koppel by jou kom en hulle het huweliksprobleme, wat moet jy doen? Jy moet hulle kry om te kan reconcile. Wat beteken dit? Ons moet word weer saam een. Ons sit hier om dieselfde vuur. Ons kuier weer saam. Ons weer lief vir mekaar. So, Jesus se hoofdoel hoekom hy gekom het, was vir reconciliation. Om ons weer te kan reconcile met God. En sterf in die kruis vir ons sondes, ons die pad te wys hoe om dit te doen, om mens te word en alles te ervaar wat ons gedoen het. Al daai goed is metodes wat Jesus gebruik het om die pad vir ons te stap, sodat hy die pad saam met ons kan stap. En so bring 'n reconciliation tussen ons. Nou,
Dis 'n bietjie van 'n inleiding van waarheen ons op pad is. Nou sit ons aan die begin van 2026. En wie van julle het 'n stadige begin gehad tot die jaar? Nee, ek nie. 'n stadige begin, 'n rustige inleiding tot die jaar. Baie geluk vir julle. Wel julle, party het dit in die donker gedoen. Dag 1 terug by die werk, 5 Januarie, teen 10:00. Toe weet ek nie of ek was op verlof nie. Want toe is ons klaar, woes aan die gang. En ek kom daar tot die besef, maar 2026 het op die tempo wat 2025 op geëindig het, begin. Daar's 'n paar goed wat verander het, ons is besig om spoed op te tel. So wat doen ons elkeen in hierdie jaar? Ons elkeen is gefokus op ons eie reisies, wat ons gaan hardloop. Ja, 'n party van ons hardloop saam, maar elkeen van ons is in ons eie reisies om daar te kom. Ons elkeen wil 'n suksesvolle jaar hê. Vir party van ons is 'n suksesvolle jaar, jy wil die volgende 10 miljoen in jou besigheid maak. Vir ander is dit, ek wil trou. Vir ander is dit, ek wil 'n kind hê. Vir ander is dit, ek wil net my kinders lewendig deur die jaar kry. Dit was my ma gewees gewoonlik. Ek sê ons altyd, my ma het 'n probleem gehad. Ek. Maar ek was die soetste kind. Hey, julle ken nie my boetie nie. Ek speel. Nou, dit het my laat dink en almal ken daai stukkie van oor randery, suksesvol en. Maar die Here sê ons gaan nie volgende daar nie. Maar het wel vir my gedeelte gegee in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Nou hierdie is 'n deel van volgende participation. Ek gaan hom nie lees nie. Julle gaan hom lees. Julle game? Hardop. Okay, kom ons begin. Okay, kom ons begin weer. The Lord's discipline. Dis die opskrif van die hoofstuk. Therefore, volgende ene. Keeping awesome. En nou kan julle almal sê, julle het vandag Bybel gelees. Wat sê die Here hier vir ons? Ek gaan ons 'n paar stukkies aanhaal uit hierso, uit die Passion Translation uit ook. Ek gaan nie die hele ding weer lees nie, ek gaan net vele stukkies uit dit uithaal. In vers 1, nie so van die middel van vers 1 af. So we must let go of every wound that has pierced us and the sin that we so easily fall into. Wat sê die Here daarvan? Laat gaan aan dit wat jou terughou. Laat gaan van die sonde wat jou terughou in die reisies. Want hy sê dan nie so, hy sê dit vir my so mooi. Then we will be able to run life's marathon race with passion and determination
for the path has been already marked out for us. Wie van julle het al ooit gehoor, want julle sal dit nooit sê nie. Wie van julle het al ooit gehoor, iemand kla, die lewe is moeilik. Ek het vir jou slegte nuus. Die lewe is die langste en die moeilikste ding wat jy ooit in jou lewe gaan doen. Okay? Want die oomblik wat jy ophou om die lewe te doen, gaan jy voor die Vader staan. Okay? So, jy het nou die keuse hoe jy dit wil doen. Dan sê in vers 2 so vond, we look away from the natural realm and we fasten our gaze onto Jesus who birthed faith within us. So waar kom geloof vandaan? Van Jesus af. Hoe kom ons by geloof uit? Ons hou vas aan Jesus. Okay? Daarom kom ons nou by reconciliation. Hoekom is dit dan belangrik om jou verhouding met Jesus te restore? Want hy is die een wat vir ons die geloof gegee het. Hy is die een wat in die kruis gesterf het, sodat ons kan reconcile. Dit wat Adam in die tuin van Eden verkeerd gedoen het. Nou interessant genoeg, die term restore verskyn 136 keer in die Bybel. As julle gedink het die Here is nie ernstig oor reconciliation en restoration nie, dis hoe ernstig die Here daar is. Net so 'n bietjie op die akademiese kant. Die Merriam-Webster Dictionary defines restoration as bringing back to a former position or condition. Wat beteken dit vir ons in die Bybel? Wat is ons vorige plek en toestand? Perfek in die tuin van Eden, saam met God wandel. Dis waarvoor ons geskape is. Om na intimacy, met God te hê op so 'n vlak, dat hy met hom wandel. Hoeveel mense in die Bybel het daai verhouding met die Here gehad? Kom, vat 'n bietjie raai. Enoch is een. Is daar nog iemand? Dit wat met klippe gegooi was. Daar was baie van hulle. Wie nog? Petrus. Hy het op die water geloop vir so 'n stukkie, toe vuil hy. Daar's 2 mense in die Bybel wat nooit dood is. Nie Johannes nie. Elia en Enoch. Is die enigste 2 mense wat deur die Here waardig geag is om nie dood te gaan nie. En hulle is lewendig hemel toe. Glo julle my? As jy nie, gaan lees jou Bybel, dit staan daar. Dan sien ons ook 'n bietjie. As ons kyk na restoration. Restoration kan jy opbreek in 4 R'e. Moenie dit hier in die Kaap probeer preek nie. Hulle gaan sê die 4 R'e. Replace, renew, revive en return. Okay? Replace, renew, revive en return. Het julle hom? Kwaai. Nou wie het volgende is vir nog Bybel lees? Altyd. Wie het sy Bybel hier? Ek soek 4 volunteers om vir ons 'n skrifgie te lees. Kom.
4 volunteers. Jy kan hom uit jou foon uit ook lees. Ek gee nie om nie. Okay. Nee, ek sal hom sommer vir jou daar bring. As hy, okay. Romans 12:2. Wag, nee, kom kyk, kom gaan eers terug. Ezekiel ek gaan sê. Okay, onder replace. Die skrifgedeeltjie vir replace is Ezekiel 36 vers 26. Right. Ek gaan my spreker gaan aanstel om vir ons te lees. Ezekiel 36 verse 26. 36 verse 26. I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your body and give you a heart of flesh. I will give you a heart and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your body and give you a heart of flesh. Dankie. Okay, so wat wil die Here replace in jou lewe? Hy wil 'n wêreldse gees wat jou dryf om te doen wat nie van God af is nie. Wil hy vervang met sy gees. Die hart van klip wat jy so hard en onmenslik maak. Vervang met 'n hart van vlees. Ek weet, ek wil op 'n stadium van aans gewees. Iemand by die werk kom eendag by my en sê, ek het 'n foto vir jou gesien op Facebook. Ja? Hy sê, en jy lyk so kwaad. Ek sê, wys my die foto. Kyk, ek sê, no, that's my happy face. Hy vra my nou, hoe weet ek dit? Ek sê, kyk nie ander mense in die foto. Hulle lag en smile. En they're not pointing and laughing. Hulle het nie gepoint en laugh vir my nie. Hulle, jy kan sien, hulle is vrolik. En in die foto, is ek die enigste een wat nie smile nie. Want dit is hoe hard my hart was. Ek het vergeet hoe om gelukkig te wees. En dit is daai hart wat hart is. Wat die mense eerder hoe weet jy as jy as daar 'n bloedkol in die pad is, hoe weet jy of dit iemand se ex is? Daar spinmerke voor die kol en briekmerke na die kol. Ek was daar. En die Here het daai uit my uitgehaal, my hart van vlees gegee, om compassion te hê vir mense. As jy regtig wil weet hoe om daai hart in jou lewe te leef, bid so 'n klein gevaarlike gebedjie en sê, Here, breek my hart vir wat u hart breek vir u kinders. Kryf jou boks tissues, jy gaan 'n rukkie besig wees. Okay. Dan volgende ene, renew. Wie sal volgende volunteer? Terina. Volgende volunteer is renew. Romans 12 verse 2. Sy's in die Ou Testament. Romeine is so stukkie na Genesis. No stress. Okay, Romans 12 verse 2. Stop imitating the ideals. Is dit daai ene? Ek het TPT hierso. Dis reg, okay. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Awesome. Kom ek lees vir julle die New English Translation version ook van hom. Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well-pleasing and perfect. So wat vra die Here daaronder renew? Vat hierdie ding van jou wat baie keer so in die pad kom van wat jy wil doen. Gee jou gedagtes vir die Here en vra vir die Here om jou gedagtes te renew volgens sy perfekte wil. Kyk, wie is die volgende volunteer? Pastor, hierdie kant is baie stil. Dalk iemand in hierdie kant. Ah nee.
Rons, wat's Rons? Okay, Richard sê hy's reg. Is Richard reg vir ons? Dankie Richard. Romeine 6 vers 4. Revive. Dit is net so sê nie. Het jong. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in a new life. Awesome. Yes. So revive. Christus het dood gegaan vir ons aan die kruis. 3 dae in die graf gespandeer en wat het gebeur? Hy is gerevive van daar af. Okay? Wat dit so wow maak. In die Bybel, Jesus was nie die eerste wat uit die dood uit die graf uitgekom het nie. Maar Jesus was die enigste een wat in 'n vleeslike vorm self uit die graf uitgekom het. Al die ander gevalle waar iemand dood was en teruggekom het lewe toe, het 'n man van God, 'n profeet, Jesus, en daar's 'n paar voorbeelde van hulle, daai persoon teruggeroep na die lewe toe. So dit was buite die graf wat iemand die dooie teruggeroep het. Maar Jesus was die enigste een wat van binne die graf af opgestaan het. So terugvraag, net vir julle wat daarvan hou om jou Bybel te lees. Hoe het Jesus uit die graf uitgekom? As jy sê, hulle het die klip weggerol en Jesus het uitgekom, is jy verkeerd. Die Bybel sê, toe hulle die klip wegrol, was Jesus reeds nie meer daar nie. Okay? So daar was, daar het net nog 'n bewys, dat Jesus homself as God, homself uit die graf uit gerevive het. Hoekom is dit belangrik? Want uit daai vermoë uit, het Jesus die vermoë vir ons gegee, om die wat saam met Jesus gekruisig is, die wat deur die doopbad gegaan het, die ou mens afgelê het, om dan 'n nuwe mens uit die doopbad uit op te staan, saam met Christus. Soos wat die doop, water is water. Daai water is niks spesiaal nie. Die wat op die mannekamp al gedoop is, weet, al wat daai water is baie koud. Maar die outward symbol, die simboliek daarvan, die declaration wat jy voor mense maak, deur dit te doen, die krag lê in daai belofte, want daar word jy gerevive as nuwe mens. En dan die laaste R, nog een volunteer, Romeine 5 vers 10. Kan ons maar een kies, pastor? Pick one. Sê stop. Ja, iemand hier. Ek dink dit lyk soos Charles. Oei, Ons het daar so, Brenda volunteer. Ek het gesien hoe steek jou hand op, hier so. Maak moet die versie kry, Romeine 5 vers 10. Hierdie versie sien. Okay, Romeine 5 vers 10. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son. How much more, since we have been reconciled, will we be saved by his life? Dis reg. Dankie. Geef maar af Ricardo. Soos selfs toe ons nog vyande van God was hy lief vir ons. Nou, ek baie keer dankbaar
Daar's niemand meer in Bomshelter wat die ou ek geken het nie. Miskien Tannie Frida so remnants nog van dit. Sy's al lank genoeg hierso. En ek het deur 'n stadium in my lewe gaan wat ek vir die Here kwaad was. Soos in regtig kwaad. Ek vertel altyd vir mense, my eerste attempt om Bomshelter toe te kom, het ek vooraf afgegaan deur 'n poging om kerkmis te drink. Glo vir my, as jy genoeg rum drink, kan jy baie dinge mis. Soos naweke. En vriend van my het my kerk toe genooi. Hy is nou al oorlede ou, Dirk Kortbroek. Maar ek het vir my belofte gemaak, vir hom gesê, as jy saam my gaan jol, sal ek saam met jou kerk toe gaan. Het ek geweet wat ek beloof daai dag? Ek is dankbaar ek het nie geweet nie. Want dit het alles in my lewe verander. Een uitnodiging. Want hy het geweet hoe kwaad ek vir die Here was. Ek het mense aan die dood afgestaan en ek was kwaad. Ek het baie dinge in my lewe gehad en ek was kwaad. En tog, in dit alles wat ek gedoen het terwyl ek vir die Here kwaad was, ek was 'n enemy of God op daai punt in my lewe. En tog, in alles, het die Here my beskerm. Julle wat hou van baie kry, so wat ek hou van baie kry. Gaan sit en drink rum vir 14 ure, 16 ure. En ek bedoel, ons het deur 'n paar borrels gegaan. Dan klim jy op jou bike en jy ry van Secunda af terug Pretoria toe. In 'n tyd wat mense vir jou sê, is jy van jou kop af. Deur padblokkades, deur padwerke, deur verkeer. Al drie daai goed kon my lewe gekos het. Okay, padblokkade kon my vryheid gekos het. En die Here het my deur die Here het alles gedra. Hoekom? Want al was ek kwaad vir die Here, was hy nie kwaad vir my nie. En die Here het gewag vir die perfekte ideale geleentheid wat hy opgestel het, vir my om ontmoeting te hê met die Here. Na my eerste besoek aan Bomshelter, het ek vir my mense na die tyd gesê, volgende week wil ek teruggaan. Maar ek gaan seker maak ek's nigter. Want ek wil seker maak dat dit wat ek ervaar het, nie die nagedagtenis van die ram was nie. Okay? Dis my redenasie gewees in die lewe. En ek het terugkom 'n tweede keer. En 'n derde keer. En 'n vierde keer. En, well, the rest is history. My history, his story. For his glory. So as Christus al daai goed gedoen het, om ons met hom te reconcile, hoe weet ek hoe my lewe vergelyk na reconciliation? Hoe weet ek of my verhouding met God genuine is? Die dag as ek doodgaan, wat verwag ek om te hoor? Well done, good and faithful servant. Of verwag ek, gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie. Ek dink daai moet die scarieste statement wees van all eternity. Maar die mooiste ene gaan wees, well done, good and faithful servant. Nou glo ek daar natuurlik 'n eenvoudige toelatingsvraagie wat die Here ons gaan vra. Jy moet vir enige plek jy wil ingaan, moet jy gaan traders toe. Jy moet ingang betaal. Tot my skok dat ek nou daar agterkom, hulle vat nie kaarte nie. Ek het 'n R2 coin nodig. Toe betaal hy al agter my, maar vir my. Hy kon nie meer langer wag nie. Maar ek glo
dat Jesus ons een toelatingsvraagie gaan vra. Glo jy werklik hoe lief ek jou gehad het toe ek in die kruis gesterf het? Glo jy werklik ek het my arms gesprei vir jou? En as jy volgend in jou hart sukkel om daai vraag met alle eerlikheid te antwoord, dan moet ons gesels. En ek bedoel dit nie in 'n ligte lyn nie. Dan moet ons regtig waar gesels. Want dit is waaroor dit gaan. En ons gaan volgende week, ek gaan nou 'n paar net aanraak, wat inleiding gee tot volgende week se gesprek verder. Om te kyk oor, hoe lyk jou verhouding teenoor, kom ek stel my sin beter. Hoe lyk jou verhouding met Jesus as 'n personal relationship versus het jy geloof? Geweet demone glo ook. Demons believe and they tremble. Want hulle glo God is die seun. Ag, Jesus is die seun van God. En daai wete maak dit hulle in vrees sidder en beef. Gaan kyk na 'n hele paar verhale in die Bybel waar Jesus met demone te doen gekry het. Een van die mooistes is die besetene van Gadara. Wat het die demone vir hom gesê? Is jy hier om ons te torment? Dit is nog nie die aangestelde tyd nie. Toe hulle het presies hom erken vir wie hy is, maar die mens om hom kon nie. Want die mense om hom het nog nie daai geloofsverhouding met Jesus gehad nie. Daai het eers gebeur na die kruis, met die uitstorting van die Heilige Gees, toe Jesus vir ons die helper gestuur het. En oor tyd het die Here vir my 'n paar vragies geleer oor hoe is my verhouding met die Vader. Ek is 'n baie analitiese mens. Ek hou daarvan om vrae te vra wat ander nie wil vra nie, om my neus in plekke in te druk waar ander mense sê bly uit. En ja, die argumente hê wat niemand wil hê nie. En ek het al 'n paar argumente met die Here gehad. Ek het nog nie een gewen nie, maar ek gaan elke keer weer een met die Here piek, want dis hoe ek leer. Dit is noodwendig, ek sê nie, gaan hê 'n fight met die Here nie. Ek het debatte, argumente met die Here oor goed wat ek nie verstaan nie. En ek vra vir die Here eendag, maar hoe moes u verhouding wees met 'n paar mense in die Bybel? En ek het net 'n paar van die gelys. God se verhouding met Moses. Moses het in die berg opgegaan, in die teenwoordigheid van die Here in. En sy change was so daadwerklik gewees, dat toe hy afkom, praat die Bybel van, hy moes 'n sluier oor sy gesig dra, sodat die ander mense na hom kan kyk. So vir die heerlikheid van God het hom uitgestraal het soos weerligstrale. Okay? Daar is gedeelte in die Nuwe Testament wat sê, jy wat die Heilige Gees in jou het, laat Moses se ervaring lyk na niks. Dink oor daai ene. Dan die volgende een, my tweede gunsteling karakter in die Bybel, Petrus. In Handelinge praat hulle daarvan, hy het in die straat afgestap, en die mense, dan hy en die ander apostels, het sinagoge toegestap, en die mense het die siekes uitgedra op die sypaadjie, sodat sy skaduwee op hulle mag val, sodat hulle mag gesond word. Okay? My challenge op daai was dat daai ding die eerste keer verstaan wat daar gebeur het. Ek vra vir die Here, ek gaan bid vir siekes
Niks gebeur nie. Ek gaan terug 'n tweede en 'n derde keer. En daar is miskien ietsie van 'n verandering. Wat's fout met my? Want dit is nie u nie. Die fout lê nie by die Here nie. En die Here vra vir my een eenvoudige vraag. Want ek sê vir hom, Here, Petrus is skade dit gedoen. Hy het nie vir die mense gebid nie. En die Here vra vir my een eenvoudige vraagie. Hoe is jou verhouding met my versus hoe Petrus se verhouding was met my? Okay? Daai is verhouding. Ek vermoed die een wat Ricardo van gepraat het, ou wat hulle met klippe doodgegooi het. Een van die ouens wat hulle in die Bybel met klippe doodgegooi het. Stefanus. Ek weet dis wel van wie jy praat, maar wat het Stefanus gedoen? Toe hulle hom besig was om hom met klippe dood te gooi, het hy opgekyk en die heerlikheid van Jesus gesien, sy hande opgesteek en gesê, Here, hier is ek. En hy is dood. Okay? Krak hom nou wonder vleis. En die Here wys met die prentjie van hoe dit moes gelyk het. Die hemele maak oop en daai verhouding van Stefanus met Jesus trek hom in. Ja, op movies wys ons altyd ou gaan dood en sien hierdie dingetjie gaan hy op. Nee. Stefanus het gesien hoe Jesus hom opvat. Personal. My gunsteling karakter in die Bybel, Paulus. Ek en Paulus het nogal 'n paar goed in gemeen. Maar hierdie week wys die Here vir my Paulus het wat skipbreek gelei het en gestrand het op die eiland. Wat het hulle gered in daai situasie? Gehoorsaamheid. Die Bybel praat van engele het aan Paulus gesê, indien almal op die skip bly, die skip gaan ten gronde gaan, maar niemand gaan hulle lewe verloor nie. En van die ouens wil op die reddingbootjie spring en wegkom en al so aan. En ons ouens wat saam Paulus gestem het en geglo het, maar moet almal op die skip wees. Toe stel hulle met die reddingbootjie se toue af. Is jy bereid om alle forme van redding van die wêreld af weg te gooi? Want jou verhouding met die Here van so 'n aard, dat al hardloop jou skipie op die rotse, weet jy gaan nou okay wees. Okay? Daar kan ons nog aangaan na baie wonderwerke van die apostels. Ek gaan nie nou oor praat, maar dan gaan ons tot volgende week hier bly. So, wat gebeur met rekonsiliasie met Jesus? Wanneer jy een word met Jesus, wat gebeur ook met jou? Jy word een met jou medegelowiges. Want ons is mos een liggaam. As jy hom so reg maak, gaan jy hom so reg maak. Mens tussen God en mens, restore mens tot mens ook. Hoe kan ek my broer haat en met dieselfde mond God loof en prys? Nee. Hoekom werk dit nie? Want ek moet my God lief hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En wat is die gelyke daaraan? Ek moet my naaste lief hê soos myself. Hoe kan ek my naaste haat en my God lief hê? Een van die twee lieg vir mekaar. Sorry, maar dis die waarheid. Daar is mense saam wie ek nie wil braai nie. Ja,
Maar ek haat hulle nie. Daar's 'n verskil. Die mooiste toets is X. Wat? Van julle ken my ex. En daar's my vrou. Ek en my ex kom nog steeds baie goed oor die weg. Ons het nie uitgewerk nie. Maar as ek vir haar kwaad? Nee, ek is kwaad vir van die goed wat gebeur het, ja. Haat ek haar? Nee. Braai ek saam met haar? Partykeer. OK? Moet ek sê, hey ex, jy gaan baie agterkom. Hoe is jou verhouding teenoor jou naaste? Ek sê nie almal moet saam met hulle ex braai nie. Vir party mense is dit toksiek. Nou, as die liggaam van Christus gereconcile is met Christus, wat gaan ons sien? The manifest glory of God. God se glorie wat manifesteer in sy kerk, in sy huise, in sy mense, in hulle werksplekke. Okay? Het jy al met iemand te doen gekry wat die Here se naam hierdie kant toe en daai kant toe gebruik en sommer as 'n vloekende skelwoord ook? Ons almal ken hulle. Het hulle al in jou teenwoordigheid omgedraai en gesê, sorry, moes nie. Okay? Het jy enigiets gedoen om met daai reaksie uit te loop? Nee. Die Gees in jou het daai al aangekla oor dit wat hy doen teen die Heilige Gees. Daai is ook the manifest glory of God. Iemand op my gekom. Het by my so ruk terug gebeur. Ek was in PE gewees. Een van ons kollegas daar gaan uithelp met 'n projek. Lekker gekuier, ek en sy het lekker gechat. En toe ek terugkom, sê die bestuurder vir my, jy het 'n bietjie terugvoer gehad van die girl af. En haar eerste woord was aan hom, sy het goed met my geshare en my oor goed gepraat en alsoos, wat sy nog nie eers met haar boyfriend baie jare geshare het nie. En ook die bestuurder, hy is ook nie 'n brood nie, hy ken ook die Here en hy is ook lief vir die Here en alles. En hy sê vir hom, ja, maar Grant is 'n pastoor. En hy sê, maar sy glo nie. En ek praat so 'n paar weke terug weer met haar. En sê, ja nee, sy het hom begin kerk toe gaan en. Het ek haar gebybelbash? Nee. Wat het ek gedoen? Ek was daai broer in Christus vir haar gewees, wat sy nodig gehad het. En net daai, die Here se teenwoordigheid saam my ingegaan. Was nie 3 weke se vas en 5 dae se afsondering gebed nie. Nee. Net daar te wees vir iemand wat Jesus nodig het, het hy deur oopgemaak vir die Heilige Gees om te werk. Maak het my special? Beslis nie. As ek geweet wat aan die gebeur is, het ek heel moontlik buite gestaan en gesê, Here, jy sorg dit uit. Maar dit is wat die liggaam van Christus doen. Ons vat die presence van die Here in plekke in, waar kerk nie kan kom nie. En as ek praat van kerk, praat ek van die instansie kerk, nie die ons mense as kerk nie. En dalk moet ek terugkom by my notas. Nou, intimiteit met Jesus, wat is die nagevolg daarvan? Jou lewe verander, hoe? Hoekom? Nou, Romeine 5 vers 5
En ek sal hierdie ene maar lees. Verduidelik vir ons hoe God sy glorie in ons uitgestort het. Hy sê, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So God sê nooit teleurstel nie. Al wat hy vra is, daai oop deur in jou lewe vir hom, om in te kom, want hy wil sy Heilige Gees nie uitstort. Hy het hom vir ons gegee. Okay. En wat moet jy doen om dit te verdien? Niks. Daar's nie 'n manier hoe jy enigiets kan doen om te verdien wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het nie. Christus het wetend kruis toe gegaan. Ek hou van navorsing en daai goed en ek gaan kyk 'n bietjie eendag hoe baie mense is in daai tyd gekruisig. Toe ek groot geword het, klein laaitie, sonnaarskool bygewoon het, jy het nog toets geskryf ook. Het dit die idee in my mind gecreate, die kruis, die straf van die kruis, was gedesign vir Jesus. Dis die prentjie wat ek gekry het. Ek het nie verstaan hoekom was daar 2 ander ouens op die berg ook nie. En toe ek nou mooi groot is en ek vir myself kan dink, toe gaan lees ek bietjie op. Hulle praat van Jesus sou in sy leeftyd, sy 33 jaar wat op aarde gewandel het, sou hy om en by 800 kruisigings gebeur het in daai tyd. Flogging was 'n algemene straf. Gaan kyk Paulus se lewe, Petrus se lewe. Hoeveel keer is die disippels geflag? Dit was 'n normale ding. Maar ek lees nêrens van iemand wat geflag is en gekruisig is direk daarna nie. Net Jesus. Okay. En dan kan jy nog gaan kyk na al die ander goed wat tussendeur gebeur het, van het hom gearresteer het tot hy dood is. En ek kom tot die besef, Jesus het in volle geweet wat vir hom voorlê, toe hy in die tuin van Getsemane gaan bid het. Want hoekom? Hy het bloed gesweet. Is dit moontlik om fisies bloed te sweet? Wetenskaplik gewys? Ja. Hulle sê as jou angsvlakke, soos wat jou angsvlakke in jou liggaam toeneem, begin die bloed al hoe meer en meer na jou vel se oppervlakte te beweeg, as 'n beskermingsmeganisme. En as jou angsvlakke hoog genoeg raak, kom die bloed by jou sweetgaatjies uit. So, wie van julle was al ooit so angstig gewees, dat jou vel begin verkleur? Okay? Ek het al ouens gesien wat kwaad genoeg geraak en dat hulle gesig rooi word. Gewoonlik sê ek net sorry. Maar dink vir jouself dat jou angsvlakke tot daar moet kom. So Jesus het presies geweet. Hy het die vleeslike kennis gehad en dan het hy nog die divine knowledge gehad van wat met hom gaan gebeur. En Jesus kon op enige oomblik gesê het nee. Maar in die tuin van Getsemane het hy gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. So vir ons is daar niks wat ons nodig het om te doen. Daar is niks wat ons fisies kan doen om Jesus terug te betaal vir wat hy gedoen het nie. Een van die goed wat ek in die week gekyk het, 'n preek wat ek gekyk het, as ek reg onthou, was dit Francis Chan gewees.
Ek het 'n lang storie, maar ek gaan in die kort version daarvan. Hy sê, baie maklik om te sê, Jesus loves me. Ons sing het, Jesus loves me, the sign now. Julle ken die liedjie. Daar is 'n paar van julle wat daai tyd groot geword het. Die vraag is, kan jy met dieselfde oortuiging sê, I love Jesus? Die oortuiging waarmee Jesus gesê het, ek is lief vir jou. Kan jy met daai oortuiging sê, ek is lief vir Jesus? Kan jy met dieselfde oortuiging sê, Jesus woon in my? En ek gaan hiermee begin afsluit. Ons elkeen het 'n destiny. Hoekom? Want God het so gesê. Die feit dat jy vanoggend wakker geword het, jou oë oopgemaak het, nog asem gehaal het, is klaar bewys dat God se plan vir jou lewe nie klaar is nie. Eenvoudig. 'n Groot godsman gaan eendag dood wat ek geken het. En dit was baie hartseer. En die hele ding wat my hartseer gemaak het, is hierdie het soveel mense se lewens aangeraak. Soveel mense se lewens verander deur die boodskap wat hy uitgedra het. En hy was nie oud nie, hy was nog jonk. Wel, van my point of view was hy nog jonk. En ek vra vir die Here, maar Here, hoekom het u hierdie ou kom haal? En die antwoord was, mission accomplished. Dit waarvoor die Here hom op aarde geplaas het hy bereik. Hy was klaar. En, toe kom haal die Here hom. Rustig, sonder voorval. Hy het in sy studeerkamer ingegaan, om tyd saam met die Here te spandeer, en toe hy bietjie te lank weg bly en laat hom gaan soek, toe die Here hom kom haal, in sy studeerkamer. En dit tref my, toe ek daai gesprek met die Here gehad het. Ek is nog nie. Die Here het my nog nie kom haal nie. So, dan is my werk nog nie klaar nie. Hoekom is jy vandag hier? Hoekom die Here jou nog nie kom haal nie? Want jou werk vir die Here is nog nie klaar nie. Hoe gaan ons accomplish wat die Here wil hê ons moet doen? Deur sy Gees wat in ons woon. Hoe werk 'n relationship? Ek is besig om met 'n studie van Daniel op die oomblik. En Daniel het 3 pelle gehad. Sadrag, Mesach en Abednego. Julle weet hulle name het verander. Al 4 van hulle. Dis ons sal volgende weer bietjie oor daai ene gesels, oor die relevance van die name wat verander het teenoor die verhouding met God. Maar ek wil volgende vir julle los met hierdie ene. Sadrag, Mesach en Abednego het geweier om voor die goue beeld te buig. Ons ken die storie, nee. Wat gebeur toe? Hulle word genooi vir 'n braai. Amper die regte storie. En weer eens te gaan kyk. Die fiery furnace waarna gegooi was nie gebou vir die 3 van hulle nie. Hulle was nie die eerste 3 ouens om in die vuur te beland nie. Dit was daai tyd 'n vorm van execution. Daai fiery furnace het altyd gebrand. En as ek hom reg lees, het daar redelik gereeld mense in beland. Okay? Maar wat sê Nebukadneser? Hy is so kwaad
dat hy gesê het, maak die vuur 7 keer warmer. Okay? Hulle praat van daarso, hulle is klere en al ingegooi. Wat my sê, gewoonlik is die ouens nie klere en al ingegooi nie. Hulle is eerder meer soos 'n braaipakkie ingegooi. So, hierdie koning was so kwaad vir hulle, hy het nie eers tyd gehad, laat hulle die ouens se klere uittrek nie. Hulle word ingegooi, en die vuur is so warm, dat die wagte wat hulle ingegooi het, by die ingang van die furnace, doodbrand. Okay? Dis redelik flame grilled. Prentjies mense. Maar wat sien hulle? Daar is 4 mense wat in die vuur vrylik rondloop. Nou ek wil eers sien hoe hulle nou vir Sadrag, Mesach en Abednego daar uitgekry weer. Maar die koning Nebukadneser het hulle geroep en gesê, kom uit. En net 3 van die ouens kom toe weer uit. Toe Sadrag, Mesach en Abednego uitstap, toe is die 4de ook missing. Maar voor dit gebeur het die koning Nebukadneser geseker gemaak, hy sien nie dinge nie, hy het die ander ouens gevra. Wie het ons ingegooi? 3. Kwaai. Hoeveel sien julle daar binne? 4. Why? En hulle kom uit. En die Bybel sê vir ons, nie 'n haar op hulle lyf was geskroei nie. En hulle klere het nie eers na rook geruik nie. Ek weet nie hoe julle ouens braai nie, maar as ek braai, dan meer as 1 bietjie die haar op my hand of my voorarm geskroei, en ek kan definitief nie die volgende oggend daai klere aantrek kerk toe nie. Julle gaan vir my sê, lekker gebraai. Maar hulle verhouding met die Here was van so 'n aard gewees, dat selfs die atmosfeer rondom hulle verander en beskerm was deur God homself. Ons gaan nie in die debat ingaan oor wie die 4de persoon in die vuur was nie. Maar my bottom line vir oggend hierso is, deur reconciliasie het ons verhouding met God. Verhouding met God gee vir ons sy inwonende Heilige Gees. Verhouding met God bring reconciliation in jou persoonlike verhouding met die Here. En daai persoonlike verhouding met die Here gaan bepaal waar jou ewigheid eindig. Julle weet, as jy doodgaan, leef jy vir altyd. Die vraag is, waar? Pastor Koos sê ons altyd, smoking or non-smoking. So om vinnig te recap. Ons is in die tyd. Almal sê vir ons, die van julle wat laasweek hier was of laasweek se preek gekyk het online. Wat? Nee, ek kan nie hoor. Is hy online beskikbaar? Nog nie. Okay, dis jammer. Okay, wel, die wat dan laasweek hier was, sal weet. Profeet Amelia en Pastor Kobus het 'n gesprek gehad oor 2026. Hoe ons al hoe meer en meer in die eindtyd inbeweeg. En jou keuse is, watter kant gaan jy support?
Gaan jy die wêreld replace met Jesus? Gaan jy jou denke renew teenoor God? Gaan jy opstaan uit die doodheid saam met Jesus? Ek het my eie notas deur mekaar gekry so. En gaan jy return and reunite through Christ? Ek wil daai met julle los vir die week. Ons gaan volgende week bietjie van daar af aangaan. Maar my wens en my begeerte vir elkeen van ons vandag is, dat jy hierdie week daai encounter met die Here gaan hê, as jy dit nie vandag gehad het nie. Dat jy 'n encounter met die Here gaan hê, wat jou so oortuig van die liefde van Jesus, dat niks ander saak maak nie. Okay. Dan wil ek vir ons afsluit. Magtige God en Vader, Vader, U het U Seun, Jesus Christus, aan die kruis vir ons laat sterwe, sodat ons dit nie hoef te doen nie, sodat ons nie daai prys hoef te betaal nie, maar sodat ons die voordele daarvan kan hê. Vader, ek vra dat U nou in ons elkeen se hart, liggaam, siel, gees, verstand, in alles wat ons is, sal werk, sal verander. Dit wat verander moet word, dit wat U verander wil hê, dit wat nie van U af is nie, sodat ons in die reconciled union met U kan wees. Vader, laat ons soos wat U tyd saam met arm spandeer, dat ons tyd saam met U kan spandeer in ons stilte. Vader, my begeerte is daai persoonlike verhouding vir ons elkeen met U. Laat die Heilige Gees so tasbaar in ons lewe sal wees, dat U teenwoordigheid amper so tasbaar is soos nog 'n persoon. Vader, laat U ons elkeen sal dra in hierdie week wat voor lê. Elke struggle, elke probleem, elke obstacle wat die resies wat 2026 is, vir ons op die pad gooi, platgevee sal word. Laat die engele sal opdrag gee aangaande ons elkeen, om ons te beskerm, om ons paaie oop te maak. Nie om beter in die wêreld te vaar nie, maar om nader aan U te leef. Laat ons lewensverhouding so met U sal wees, laat dit aansteeklik sal wees vir die mense rondom ons. Laat ons mense ontvra, wat is ons bloedgroep? Dat ons sal sê, Jesus positive. Vader, ek vra dat U ons sal bless in hierdie week wat voor lê, en alles wat ons mag doen, oral waar ons mag gaan, en dat ons sal encounter op encounter U sal hê, tot ons weer as 'n gemeente by mekaar kan kom. En ek sê vir U dankie, Vader, in die almagtige naam van Christus Jesus van Nazareth. Amen.